Hallo en baie welkom. Vandag kyk ons na 'n fascinerende bron wat jy met ons gedeel het. Dis 'n digbundel van KPJ Neal, Ou Paaie. Ja, saamgestel in 2018, maar die gedigte kom meestal uit 2017. Mhm. En die bundel beskryf homself as 'n negosiekus. So lekker ou woord, né? Ja, dit roep dadelik beelde op. 'n Skatkis. Presies. Gevul met wat die beskrywing noem seer kry onthou, ook die begin van 'n nuwe lewe en wel ander dinge uit daardie jaar. Dit het ook ouer gedigte in wat hy toe klaar gemaak het. En dan hierdie deel is nogal ongewoon. 'n Hele reeks gedigte oor simbole, wiskunde, wetenskap, ingenieurswese. Ja, dis nogal 'n essoortige invalshoek vir 'n digbundel. Intrigerend, ja. Reg. So ons plan vandag om saam met jou, ons luisteraars, deur hierdie negosiekus te werk, die temas te probeer verstaan en te kyk wat se verrassings daar dalk uitspring. Kom ons begin sommer. Goed. Die heel eerste ding wat genoem word is daardie seerkry onthou. Dit voel dadelik of dit sentraal staan. Kyk ons byvoorbeeld na drukbaars. Dis gedig 6. Die pyn is amper wel, jy kan dit voel. Ja. Elke diarree en systoliese puls was 'n snak na lewenslig, want my lewenslief kom nooit nie weer terug. En dan daardie laaste reël. Daai vraag, trap jou voete op my hart. Ai, dis rou. Dis baie direk, ja. Geen doekies omgedraai nie. En dan kry jy iets soos juwele, dis gedig 24. Hier word herinneringe amper fisies. Die spreker sorteer ou juwele, jy weet, 'n parelringetjie of 2 en fyn kettingkies. Mhm. Stukkies van 'n geliefde se lewe, né? Maar nou is dit onherroepelik ou en die skitter is galsteenbitter. En dan die detail van hoe dit in plastiek toegedraai word vir die kluis. Ja, kyk, dis fascinerend hoe hy rou hier uitbeeld. Dis nie net die emosie nie. Dis die fisiese handeling. Die juwele word amper objekte van die verlies self. Ja, Dis 'n proses, amper 'n ritueel, né, om dit te sorteer, te verpak, te sê iets oor hoe ons probeer om verlies te bestuur of te bevat, amper te argiveer. Die pyn in drukbaars is 'n gil, hier in juwele is dit 'n stil, amper administratiewe hantering van daardie seer. dis 'n goeie manier om dit te stel. En daai gevoel dat die pyn aanhou, nê. Nie net 'n herinnering nie, maar 'n konstante ding. In skroewe gedig 140 word dit beskryf as wel geroeste skroewe van staal, O ja, daai een. wat alkant aldag en altyd deur my hartwand 3 keer steek. Dit voel soos 'n permanente letsel. Ja, die permanensie daarvan. Dis nie iets wat sommer weggaan nie. Maar dis nie net donkerte nie. Die bundel se beskrywing praat ook van 'n nuwe lewe wat begin. Gelukkig, ja. Kyk nou stil by 2017, dis sommer gedig 2. Dis 'n terugkeer na 'n plek, maar dit is nou aan die ander kant van die vallei van verlatenheid. Die natuur is daar, die sandspore, die waterlyn, die fluisterende murmelbos. Dit gee 'n gevoel van wel dat dinge tog voortgaan. Kontinuïteit, ja, Ja. die lewe wat sy gang gaan, selfs na die verlies. En 25 Maart, gedig 8, praat van 'n groot verskywing, het die pole verskuif en ons gisters tot eendag opgehou. Dis amper apokalipties. Ja, 'n totale breek. Maar dan kom die hoop. Gelukkig het daar nuwe landskappe van lewe oopgegaan en die son bring nuwe blomme voort op die ruïnes van ou beskawings. Dis 'n kragtige beeld, né? Absoluut. Dis daardie spanning, weet jy, tussen die rou en die herstel. Die gedigte erken die pyn ten volle, maar wys ook na die moontlikheid van iets nuuts. Maar is nie maklik nie. En ek dink dit is belangrik. Kyk na Oorbegin, gedig 132. Dit vra reguit: hoe begryp mens 'n nuwe begin waar jy nie weet nie en nie meer is nie waar jy afgesny is? Ja, dis eerlik. Dis baie eerlik. Dit vang daardie gevoel van disoriëntasie vas. Jy weet nie hoe of waar nie. Dis nie net 'n bladsy omslaan nie. Dis 'n heeltemal nuwe, vreemde boek. En dan is daar ook 'n ander soort heling in Welgegind, gedig 22. Dit praat van die vind van 'n ander gebroke kind. So heling kom dalk ook deur koneksie. Ek dink so. Deur daardie gedeelde menslikheid, gedeelde broosheid, om mekaar te vind in daardie gebrokenheid. Nog iets wat sterk deurkom is plek, die gevoel van plek. Stilbaai het ons genoem, maar ook die Karoo, die Plaaslewe, Waterbospaadjie, gedig 3, is so vol detail.
10-poot skynslopers wat hande in die lug krom. Jy sien dit sommer voor jou. Ja, die beskrywings is baie sintuiglik en die plekke is nie net dekor nie, né? Hoe bedoel jy? Wel, dit voel of die landskap self deel word van die emosionele ervaring. Die Karoo se droogte, Stilbaai se see, die plaas se teksture, dit resoneer met die innerlike wêreld van die spreker. Dit anker daai abstrakte gevoelens. Dis waar, soos in Plaaslewe, gedig 26. Dit bou hierdie hele wêreld op met reuke en gevoel, die mildarige geur van snippersoet, die skurwe winterrugry. Ja, die dofkerse verlig, 'n sinkpad en 'n buitekleinhuisie. Presies. Al daai baie spesifieke dinge. Maar dan lei dit na 'n groter vraag aan die einde oor identiteit, oor Suid-Afrika. Hoe sal jy my dan vra wat beteken ons vir jou Suid-Afrika, of het jy dit net vergeet? Dit gebruik daar amper nostalgiese prentjie om 'n hedendaagse vraag te vra. Tennis nou. Dit suggereer dat ons identiteit diep verweef is met hierdie plekke, hierdie herinneringe. En dit bring ons natuurlik by daai groot vraag oor identiteit en, wel, die sin van alles. Eksistensiële vraag. Die digter skram nie weg nie. Is ek, gedig 31, is net 'n ritsvraag. Is ek wat ek voel? Is ek waaraan ek behoort? Dit kyk na identiteit deur gevoel, deur groep, deur rol. Is ek nie net my kinders se pa, of bestaan ek nou maar net as 'n deel van jou? En dan daai laaste een. Die regterstoelvraag, ja. Wie is ek? Ek bedoel, soos in voor die regterstoel. Dit voel gewigtig. Wat my tref in daardie gedig is die weiering om 'n eenvoudige antwoord te gee. Dit lê al die lae bloot. Gevoel, sosiaal, verhoudings, spiritueel. Dis 'n anker 'n moderne siening van identiteit as gefragmenteer. Jy weet, nie een vaste ding nie. Miskien is daai regterstoelvraag 'n soort verlange na 'n vaste kern, maar die gedig self laat dit oop. Ja, dit bly hang. En ander gedigte gebruik sulke sterk metafore binne labirint, gedig 14, verdwaald wees in die voue van eie verstand. Dit is so herkenbaar, daai gevoel. Absoluut. Innerlike kompleksiteit. En 'n hinker horison, gedig 135, wat vra of ons maar altyd sal aanhou soek, of daai horison altyd net sal aanhou skuif? Die ewige soeke, ja. Die aard van verlange self. Goed, maar nou kom ons by daai deel wat hierdie bundel regtig anders maak. Daai groot stuk gedigte 39 tot 126, wat net oor simbole gaan. Ja, dis die onverwagse wending. En dis 'n ongelooflike verskeidenheid. Griekse letters uit fisika, rho, alfa, eta, lambda, wiskundige konstantes soos E en pi, chemiese elemente, ager vir silwer, Au vir goud, koolstof C, yster Fe, waterstof H, helium Je, natrium Na, suurstof O, platinum Pt, selfs formules soos E is gelyk aan mc² en H2O, en dan gewone leestekens @ die ampersand, komma, punt, dubbelpunt. Dis wild. Dis amper soos 'n alternatiewe periodieke tabel van betekenis. Ja. Kom ons proe net vinnig aan 'n paar. Vir rho, wat digtheid is, skryf hy net, register van materie teenwoordig in die ruimte wat dit beslaan. Baie feitelik. Byna 'n definisie. Maar dan vir E is gelyk aan mc², is dan meer interpretasie. Verbasende eenvoudig wat verbuisterende kragte in die binnehart van materie apokalipties oopskeer. Dit vang daai onsag. Ja, die implikasies daarvan. Die ampersand, 1, word sommer 'n metafoor. Snelskrif vir die huwelik tussen partye dat hoop hier op 'n simbiotiese saambestaan. Dis nogal slim. Ja, dis 'n mooi een. H2O, water, is die onontbeerlike elixir van die gode. En NaCl, sout, tafelsout, ja. Hy koppel dit aan daai ou gesegde. Dit waarvan jy 7 sakke saam moet opeet voordat jy trou. Kyk, hierdie hele afdeling dis merkwaardig. Dis 'n doelbewuste poging om poësie te vind in die taal van wetenskap en tegnologie, wat ons dikwels as koud of abstrakt sien. Ja, presies. Elke simbool word 'n klein meditasie, soms 'n definisie, soms 'n metafoor, soms 'n stukkie kultuur of geskiedenis wat daaraan vaskleef. Dit voel vir my soos 'n poging om hierdie simbole te vermenslik, om brood te bou tussen 'n wêreld van gevoel en die wêreld van formules. Dit staan in so interessante kontras met die rou emosie elders,
Dit vra amper, kan hierdie tekens ook gevoel dra? Dis 'n fascinerende vraag. En dan aan die heel ander kant is daar twee gedigte wat reguit polities is of sosiaal-polities. Rotasie 32 en Gedagtespel 33. En weer eens net om duidelik te wees, ons gesels net oor wat die gedigte sê, wat in die bron staan. Ons neem geen kant nie. Natuurlik. Dis belangrik. Rotasie trek parallelle tussen ou vrese, die aaklige kommuniste van die grensoorlogtyd, en die dinge wat mense bekommer het toe die gedig geskryf is, rondom 2017. Dit noem Zupta en Kie korrupsie. Ja, dit was daai tyd se gesprek. Daar's 'n ironie oor hoe vyande verander. Dit noem ook bloed op ons plase teenoor die ou oorlog en vra dan aan die einde hoeveel die wiel nog sal draai, oor die siklus van dinge. Die idee van die wiel wat draai, ja, 'n bekende beeld. Gedagtespel is selfs meer direk in sy struktuur. Dit begin met, kom ons speel bietjie saam, deur net vir 'n moment te veronderstel. Dis 'n interessante opening, 'n uitnodiging tot 'n gedagte-eksperiment. Ja, dan ondersoek hy die argument dat apartheid of kolonialisme vir alles blameer word. Dit kontrasteer die ou infrastruktuur en hy erken die pyn deur arm se bloed gebou met wat hy sien as huidige korrupsie, die kleptokratiese deler. En binne daai veronderstelling argumenteer die gedig dan dat diegene wat nou steel eintlik dubbel en dwars aan apartheid aandadig is. Maar die laaste reël is deurslaggewend. Onthou dan net, dit berus op 'n veronderstelling. En dis die sleutel. Wat interessant is hier, is nie so seer die argument self nie, maar hoe die gedigte dit aanpak. Rotasie gebruik die bekende metafoor van die wiel. Gedagtespel gebruik hierdie meer ongewone tegniek van die hipotese, die watas. Ja. Dit laat die digter toe om 'n baie gelade punt te stel, maar hy bou terselfdertyd 'n soort afstand in. Hy sê eintlik, kom ons dink hieroor, dis net 'n gedagte-eksperiment. Dit wys hoe poësie ook 'n ruimte kan wees vir argument, vir ironie, vir die ondersoek van moeilike idees deur vorm en retoriek. Ons fokus is dus op die tegniek, die struktuur van die argument in die gedig. Goed, so as ons nou terugkyk oor die hele reis deur ou paaie, wat neem ons saam? Vir my voel dit soos 'n bundel van kontraste wat tog verbind is. Ja, dis 'n goeie opsomming. Jy het die persoonlike seer en die soeke na 'n nuwe begin. Jy het die baie konkrete plekke en goed, soos juwele langs hierdie abstrakte simbole, rou emosie langs die groot vrae oor wie ons is. Dis baie persoonlik gekoppel aan daai spesifieke tyd, maar die temas, verlies, hoop, soeke na betekenis, dis universeel. Presies. En dis juis daardie kombinasie wat dit so ryk maak. Dit weier om te kies tussen hart en kop, persoonlik en universeel, liriek en analise. Ek bedoel, om daai simboolgedigte te hê langs die gedigte oor rou, dit skep 'n baie unieke gevoel. Dit voel soos 'n poging om 'n hele ervaring emosioneel, intellektueel, selfs sosiaal te probeer vasvang deur verskillende lense, verskillende tale te gebruik. Die taal van trane en die taal van formules. Dis daai veelvlakkigheid wat dit besonder maak. En dit los my met 'n laaste gedagte vir jou, ons luisteraar. Die digter het hier probeer om betekenis, selfs poësie, te vind op onverwagse plekke. Wiskundige tekens, chemiese formules. So die vraag is, waar in jou eie wêreld, miskien in jou werk se roetine, 'n landskap wat jy goed ken, 'n stukkie tegnologie of selfs net 'n simbool soos @ of hashtag wat jy elke dag gebruik. Waar lê daar dalk 'n onontdekte betekenis, 'n verrassende metafoor, 'n nuwe manier van kyk wat wag om raak gesien te word? Dankie dat jy hierdie interessante en ja, soms uitdagende bron met ons gedeel het. En dankie dat jy saam geluister het na ons verkenning van KPJ Nel se ou paaie.